Goeiedag geliefde, lees saam met my op hierdie Woensdag uit 1 Korintiërs 15, vers 12 tot 22. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie uit die dood opgewek is nie. En as Christus nie uit die dood opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus gefestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur die verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Wat 'n wonderlike herinnering daaraan dat Christus leef. En dit is die waarheid van ons geloof. Dis die oorwinning oor die dood en die bose oor dit alles. Christus leef, so ons geloof het so baie om ons te bied. En daarom kan ons in ons geloof ook baie self gefokus raak. Maar luister wat sê Paulus in vers 19. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Hoor mooi. As jy net vir hierdie lewe jou hoop op Christus vestig, en ongelukkig is dit so dat ek so baie hoor, dat mense net vir hierdie lewe hulle hoop op Christus vestig. En dis waar die voorspoedsteologie gebore is. En dis hoekom die voorspoedsteologie so gevaarlik is. Want die voorspoedsteologie sê, jy moet net glo, dan sal jy die nice geel BMW ry. Jy moet net glo, dan sal jy in die groot huis bly. Jy moet net glo, dan sal jou bankrekening vet wees. Dan sal jy nooit siek word nie. Hoor jy? 'n Fokus op die hier en die nou. Ons plaas ons hoop op Christus vir alles hier en nou, sodat dit met ons goed kan gaan. Paulus se evaluering daarvan, dan is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Wat 'n woord! Die bejammeringswaardigste. Paulus vind hier 'n woord uit, om die armsaligheid van so 'n toestand uit te beeld. Bejammeringswaardig. Want ons dink ons kry uit ons geloof uit, net wat ons hier en nou as voordeel en goed en seën ervaar. Maar hierdie hele teks gaan oor iets anders. Dit gaan oor 'n eendag. Dit gaan oor die ewige lewe. Dit gaan daaroor dat Christus gewaarborg het dat ons ewig saam met God sal lewe, sonder pyn, sonder trane, sonder siekte, in sy heilige teenwoordigheid, saam met hom aan die regterhand van God op die troon, met 'n verheerlikte liggaam wat vry is van enige siekte en swaar kry en verkeerde gedagtes. Suiwer soos God suiwer is, lig soos God lig is. Is ons hoop nog gefestig op dit? Want dit is wat ons eintlik uit ons geloof uit kry. Dit is die kern daarvan. Aardse seën is kortstondig. En is bejammeringswaardig as jy dink, jy moet glo om aardse seën te kry. Werklike seën, werklike voordeel, lê in die verkry van die ewige lewe. Moenie bejammeringswaardig wees nie. Moenie net van jou geloof verwag voorspoed nie, maar verwag van jou geloof die ewige lewe. Dis wat ons uitkry. Shalom.